So wat ons hierdie kant het, of op elke 80 meter se paal, het ons so van hierdie hakke wat ons gebruik. Hy het ook 'n plastiek om te isoleer, so as die draad anders, dan sal hy daarom nie hopelik nie shock nie. So en hy het ook 'n lekker spring, so hy hou die draad lekker styf. So ons het 2 aan die akkerkant, 2 aan hierdie kant. 80 meter verder het ons die ander 2 en dan op die pale wat deur is net die bobbins. So die draad loop reguit daardeur, hakkie aan. Hy connect dan met daai draad en so gaan die krag dan heel reg rondom. So as ons hierdie kokskyf vandag wil bewy of ons wil die bees laat uitgaan, wat ons doen is ons vat hom, hak hom dan nou uit en dan is die drade oop, ons hak al 2, bees kom in en as die bees klaar is, dan vat ons hom net weer, hak ons hom weer in en dan is die draad weer reg. So die drade bly net so, bly aan en dan as die bees wil uitkom, sit ons die krag af. Dan kom ons ook 'n radio het, dit is altyd handig dat jy die man aan die ander kant kan radio om die krag af te sit. En dan gaan die bees uit en maak ons hom weer toe en môre kan die bees weer verbyloop. Dan gaan die weer probeer inkom, hulle gaan dan soek vir die kokskyf wat oop is en dan gaan hulle daar. So hier is ons nou by die linte. Hierdie linte gebruik ons wat ons elke dag kan skuif. Dis rol net makliker op. Ons het seker mooi rollers, dan rol jy die linte op en môre rol jy hom weer af op die volgende kokskyf. So elke dag as ons klaar met die bees gewy het en hulle is terugkraal toe, dan skuif ons die linte na die ander kant. So dit baie eenvoudige konsep, baie eenvoudig wat ons doen is, ons het net 'n 10 mm roundbar en op die roundbar sit ons dan ons bobbins, maak hom vas met 'n bietjie met paaldraad of 'n dropperdraad en dan kan jy hom ook op en afskuif en ook dieper dan indruk of uittrek. Alhoewel die linte so wapperig lyk in die wind en dit lyk asof hulle nie baie sterk is nie, die beeste kom, hulle sien hierdie lint wat beweeg, hulle ryk so 1 of 2 keer in hom, hulle shock so bietjie en dan bly hulle weg. So alhoewel die krag nou af is, en ons sien die beeste bly nog steeds binnekant. So hulle weet dat die linte is so bietjie van 'n gevaar vir hulle. So hulle werk baie effektief vir ons. Buitedrade werk mooi, linte werk mooi en so kan ons die beeste dan beheer presies wil laat wy waar ons hulle wil hê. Okay, soos ek gesê het al, ons het op hierdie kokskyf het ons nou 210 bees, gemengde bees, verse en tollies. Hulle gemiddelde gewig is so 187 kg. Ek dink as ons plantery beter gedoen het en reg gedoen het, dat ons meer kunsmis gebruik het en die goed reg gedoen het, dan sou die volume van meer gras en goed sou dan meer gewees het, sodat ons meer beesie kon opsit. So hierdie was nou ons toetsjaar, ons het dit nou probeer. Sover is dit nou net genoeg vir die 210 bees, maar ek dink as jy dit reg gaan doen van die begin af en jou plantery gaan reg wees, dan gaan jy definitief meer as die 210 bees op 'n 20 hektaar kan sit. So op die stadium het ons probeer om die bees te kry, of ons aim is om omtrent 1 kg per dag se gain te kry. Soos dit op die stadium is, ons het twee groepe wat ons geweeg het die eerste ronde. Toe hulle so rondom 700 gram per dag opgetel. Die tweede lot was bietjie beter, hulle het so rondom 900 gram opgetel. So ons gaan definitief ons lekker bietjie aanpas sodat ons bietjie meer produksie kan kry, bietjie meer gewig kan kry. Dit is wat ons nou probeer met hierdie om te kyk wat is die beste lekker wat ons kan gee, wat is die beste metode wat ons moet gebruik sodat ons die bees optimaal kan laat groei teen ons 1 kg target per dag wat ons probeer.
In die middag as die bees terugkom van die spulpunt af, van die koekskywe af, dan het ons klaar vir hulle die lek voorberei, so hulle kan net inkom en kom lek. So wat ons hier gee is dan ons produksielek. So met die produksielek meng ons dit self. Ons gebruik 2 sakke sout, 3 sakke droogveldkonsentraat en 4 sakke Enerfeed. So hier kan julle nou sien, dan gooi ons elke middag gee ons vir hulle omtrent 50 kg tussen die 200 bees, dis bietjie min. Ons sal dit wel opstoot nog na so 400 gram per bees per dag toe. So ons kyk monitor maar ons resultate en vergelyk maar die goed, maar die lek is definitief baie belangrik. Dit gee ook die bees 'n mooi gladde vel, mooi kondisie. So ek dink die lek speel 'n baie belangrike rol in die hele groei van jou bees. Wat nog baie belangrik is as jou bees van die veiling afkom, wat om te spuit. So wat ons met hierdie bees gedoen het, ons het hulle Superwax gespuit, onmiddellik as hulle gekom het, en ook die Ivermectin, om ook die ontwarming te doen. Want die wurms kan hulle baie terugsit. En dan moet jy so ongeveer, by ons het ons so 2 weke gewag, en dan het ons 'n multivitamin gespuit. So die multivitamin gee hulle net daai ekstra bietjie boost, sodat hulle kan krag kry en weer in die gang kan kom. So dit is baie belangrik om te kyk wat jy spuit as jou bees van die veiling afkom en jou spuitprogramme reg te kry. Ons sal onder aan hierdie video sal ons 'n spuitprogram bysit, so probeer dit en volg dit. Ek hoop julle het hierdie episode geniet van Bees onder die Pivot. As julle enige vrae het, sit dit vir ons weer daaronder. Stuur vir ons 'n boodskap sodat ons kan weet as julle iets wil weet daaroor. Ons is nog nie klaar met hierdie episode heeltemal nie. Daar sal weer gerevisit word sodat ons later kan sien wat is die eindresultate na 3 maande. Sodat julle kan sien of dit kan werk of nie kan werk, of 'n manier is wat julle wil probeer om te boer. So ek hoop julle het dit geniet. Ek wil boer, want boer is lekker.